Nou, ek wil 'n skrif lees wat ons al baie in hierdie kerk gelees het, en ek wil daarmee begin vanoggend, en dan gaan ons al hoe 'n bietjie dieper ingaan, en volgende week baie dieper ingaan. So moenie volgende week mis nie, asseblief. Ek gaan volgende week met die praat oor die mens se grootste probleem, en ek gaan weer die oplossing gee vir die mens se grootste probleem. Maar luister wat sê Romeine hoofstuk 1 vers 16. Kan jy so 'n bietjie uit jou tradisie uitruk vanoggend? Hy sê, want ek skaam my nie. Kom aan kerk, want ek skaam my nie. Ek wil weer sê, ek skaam my nie. Kom aan. Daar was tye in my lewe as ek terugdink, waaroor ek gepreek het jare terug, waaroor ek skaam is vandag. Want ek het nie verstaan wat die woord bedoel nie. Uit onkunde. Maar ek kan vandag sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie. Halleluja. Kom aan. Kom aan, kerk, gee die Here prys. Kom aan, sê vir jou langs jou, ek skaam my nie oor die evangelie nie. Hoekom nie? Luister mooi, hoekom nie? Nommer 1. Luister mooi. Kom ons gaan georde hierso. Hoekom skaam ek my nie oor die evangelie nie? Want dis die evangelie van Christus. Dit is nie die volle evangelie kerk sy evangelie nie. Dit is nie daar nie van 'n Westhuizen sy evangelie nie, maar dit is die evangelie van Jesus Christus. Halleluja. Glory. So wat is die evangelie van Jesus Christus? Dis waaroor ons vanoggend gaan praat. So luister mooi. So hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie. Want dis die evangelie van Christus. En hierdie evangelie van Christus, nie van die mens nie, nie van 'n apostel of 'n evangelis of 'n profeet nie, maar die evangelie van Christus, luister mooi, het krag. Ek sê het krag. En toe gaan kyk ek op wat beteken die woord krag, wat het my onmiddellik getikkel toe ek die woord krag lees, want ek ken Handelinge 1 vers 8 wat sê en julle sal krag ontvang. En toe sien ek dis presies dieselfde woord, dis die woord dynamos. Kom aan. So die evangelie het dynamos krag. Die evangelie het explosive power. Die evangelie het dynamite power. Biljoene mense. Ek het jy ingesluit. Sit vandag in hierdie kerk as kinders van die Here, omdat die evangelie krag gehad het. Hy het soveel krag, dat hy 'n drug addict in een oomblik kan vrymaak. Hy het soveel krag, dat hy 'n alkoholist kan verlos, halleluja. Hy het soveel krag, dat hy 'n straatvrou sy lewe kan omkeer. Hy het soveel krag, my vriend, dat hy jou lewe kan verander. Hy het krag. Sê vir jou langs jou, die evangelie het krag. Kom en sê dit vir jou langs jou, die evangelie het krag, man, halleluja. Ek en jy preek nie 'n dooie evangelie nie, ek en jy preek 'n kragtige evangelie. A powerful gospel. Daai woord evangelie is die Engelse woord vir gospel. En die Amplified Bible sê good news. Wat is wat die woord evangelie beteken? Goeie nuus. Die King James Version noem dit ook good news. Die TPT vertaling sê wonderful news. Maar die evangelie is good news. Die evangelie is good news. Kom aan, kyk, die evangelie is goeie nuus. Kom aan, gee die Here prys. Halleluja. So die goeie nuus van die evangelie het krag, dynamos krag, explosive power, dynamite power, luister mooi, om enige mens te red, enige mens te genees, enige mens vry te maak. Al wat jy moet doen is om te glo. Kyk wat staan daar. Al wat jy doen, want dit is die krag van God tot redding vir elke een wat glo. Die evangelie is nie net daar tot redding van jou siel nie, maar die evangelie het krag om jou benoudhede uit te red. Halleluja. Die evangelie het krag om jou siekte uit te red. Kan ek amen
bevrijding kry. Die evangelie het krag om jou uit die sonde uit te red. Halleluja. Hy het krag. So my verantwoordelikheid as 'n kind van die Here is om hierdie evangelie van goeie nuus te versprei. Nie die evangelie van slegte nuus nie. Ek en jy is verspreiders van die evangelie van goeie nuus. Ek sê ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Kom en ek wil jy moet hoor. Want dis waaroor ons maand gaan, vir 3 maande lang. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om hierdie goeie nuus met mense te deel. Nou ek en my vrou het die gewoonte. Kyk, almal van ons soek ons 'n bargain. Kom, maar mens kan heilig wees nie. Nou kom my vrou daar in die winkel en sien sy 'n bargain. Dan bel sy vir 15 mense daar. Amazing. Sy sê, wat is dat? Jy hierdie bargain gehoor, jy hierdie bargain, hier's 'n bargain. Wat die hoender is soveel, die hoender is soveel. Sy wil die goeie nuus van die bargain met almal deel. Hoekom? Want sy is nie selfsugtig om te sê, hoor hierso, ek wil jou vermaak, ek het die hoender gekry vir 39 kilo, rand 'n kilo gekry. En jy het toch 79 rand betaal nie. Ons doen dit met die evangelie. Ek sê ons doen dit met die evangelie. Ons het 'n bargain. Sy naam is Jesus, halleluja. Hy het ons siel gered. Hy het ons vrygemaak. En al wat hy sê is, gaan vertel het vir iemand. Gaan deel die goeie nuus. Moenie jy hemel toe gaan en die res hel toe nie. Gaan deel het. Daar is 'n ander boodskap. Ek voel dit gesalf om dit te sê. So wat is die evangelie dan? Wat is die goeie nuus? Wel, die eerste ding wat ek wil sê, die goeie nuus is die daad van God. Is 'n daad van God, waardeur hy sy enige gebore seun, Jesus Christus, na hierdie aarde toe gestuur het om 'n prys te kom betaal, dat ek en jy gered kan word. That's good news. So dis 'n daad van God, waar hy sy enigste gebore seun gestuur het na hierdie aarde toe, om te kom sterwe, sodat ek en jy gered kan word. In Engels wil ek dit so sê, he sacrificed death on the cross for my sin. That's the good news. Die slegte nuus gaan ek volgende week oor praat. Die slegte nuus is, jy is 'n sondaar, as jy nie gered is nie. Die slegte nuus is, as jy nie gered is nie, is jy vinnig op pad hel toe. Maar die goeie nuus is, iemand het jou plek gesterwe. Iemand in jou plek die prys betaal. Kom aan kerk. Iemand in jou plek sy sonde, jou sonde op hom geneem. Dankie my skin. That's the good news. Okay, so wat is die goeie nuus? Wel, die goeie nuus is die boodskap van die kruis. Kan ek almal kry? Die goeie nuus is, wat Paulus noem my evangelie, dis die evangelie van genade. Kom aan, dis die goeie nuus. Die goeie nuus is om vir iemand te sê, daar is hoop vir jou. Al is jy in dwelms, al is jy alkoholist, al is jy 'n sondaar, there is hope in Christ, want hy die prys betaal, hy die antwoord gegee. That's hoop. That's hoop. So luister maar, sê vir iemand langs jou, ek en jy is geroep om die goeie nuus te vertel. Okay. Ek weet elke keer as ek op hierdie salwing, op hierdie kant sit, kan ek voel ek lus om te preek. Ek sê vir myself, ek gaan leer volgende, maar man, die salwing is so wonderlik. Ek weet nie, jy besef het nie, dat in hierdie kerk word 5 dae 'n week, 6 dae 'n week baie keer gebid. Mense loop op en af van hierdie kerk en hulle bid. Ek wil vir die ouens sê, vra vir pastoor John, baie ouens bel my, wil hier kom preek. Daar's 'n rede hoekom hulle hier wil kom preek, want die salwing is hier. Want die word gebid in hierdie plek. Ek gaan met die praat oor 5 verse volgens. Nee, 4. Romeine 5 vers 8 tot 11.
Want ek praat oor die kruis, dan gaan ek volgende week aan. So kom ons begin by vers 8. Okay, so jy gaan nou 3 verse vanoggend studeer, gaan vinnig saam by. Gaan vinnig wees, nommer 1. Vers 8 sê, God bewys sy liefde aan wie? Aan die wêreld, aan almal. Deur vir die wêreld te sterwe. Dit is mooi. Die feit dat Jesus gesterwe het, dit is mooi, is die bewys dat hy my so lief het. Halleluja. Inteendeel, die woord van die Here sê, hy het ons eerste lief gehad, toe ons nog sondaars was, het hy ons lief gehad. Het ons lief gehad. So God bewys sy liefde, hy bewys dit. Dit is maklik om vir Johan te sê, Johan, ek het jou lief. Kom aan, dit is maklik om vir Folly te sê, Folly, ek het jou lief. Talk is cheap. Maar daar staan nie, God het gesê, dat hy die wêreld lief het. Hier daar staan, God het bewys. Hy het bewys. Ek sê hy het bewys. Hy het gesterwe en hy het opgestaan vir jou en vir my. Halleluja. So hy het sy liefde bewys. Hy het die liefde bewys toe ons nog sondaars was. Vir my en vir jou. Toe gaan hy na die kruis toe. En op die kruis gebeur daar klomp dinge. Luister mooi, klomp dinge tot ons voordeel. Ek wil dit noem die gevolge van die kruis. Ek gaan net 3 of 4 vanoggend behandel vinnig, wat in hierdie paar skrifte is. Volgende Sondag gaan ek vir die verder gaan, en dan gaan ons vir 2 woensdaande, die 11de en die 18de op 'n woensdag aand, gaan ons vir 'n uur lank intensiewe Bybelstudie doen oor die boodskap van die kruis. So daai 2 woensdae aan, moet jy nie mis nie. Bring vir jou pen en papier saam, want ek gaan al die notas vir jou gee. Maar kyk na vers 9 nou. So God bewys sy liefde aan ons, deur vir ons te sterwe, en die oomblik toe hy sterwe, toe skop vers 9 in. En vers 9 sê, veel meer dan sal ons nou, dat ons regverdig is. Sê vir jou langs jou regverdig is. Nou, as jy Bybelstudie doen, moet jy nou die volgende, moet jy nou kyk, ek kan nie skryf nie, hier op die bord, maar hy sê vir ons, veel meer sal ons nou, dat ons nommer 1 regverdig is. Hoe het ek regverdig word? Wel, die antwoord is in sy bloed. Kan jy dit raak sien? Ek wil hê jy moet hoor, daar is geen manier, dat jy kan regverdig word, sonder die kruis, die bloed van Jesus nie. Ek gee nie om of jy Rome toe vlieg om die paus te gaan sien nie. Die paus kan jou nie regverdig verklaar nie. Die priester by die kerk kan jou nie regverdig verklaar nie. Daar is net een persoon en sy naam is Jesus. Halleluja. Kom maar kerk, laat ons hoor vanoggend. Ek wil verder gaan om te sê, nie is jou goeie werke, die feit dat jy vanoggend in hierdie kerk sit, die feit dat jy gister gebid het, of jou 10de betaal, kan jou regverdig maak nie. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Ek is nie regverdig omdat ek goed is nie. Ek is nie regverdig omdat ek gebid het nie. Ek is nie regverdig omdat ek Bybelstudie doen nie. Ek is nie regverdig omdat ek enigiets gedoen het nie. Ek is regverdig omdat Jesus 2000 jaar terug alles vir my gedoen het. Hy sê veel meer nou sal ons regverdig is. Hoe? In sy bloed. Deur weet ons regverdig word. Wel deur Jesus Christus. Jy kan tussen hakies daar skryf, deur die kruisdood. Deur die kruisdaad het my regverdig gemaak. Daarom is dit so belangrik dat jy hierdie woensdag sal mis, want ek wil nie gaan praat oor die boodskap van die kruis nie. Hy sê, maar nie net het hy my regverdig gemaak nie, luister wat staan daar, hy het my gered van die toorn van God. Ek praat nie van die groot verdrukking toorn nie, ek praat van die toorn van God. Hy het my gered van die toorn van God.
Hoekom was God toornig? Hoekom was God kwaad geweest, as ek dit so kan noem, met alle respek? Hoekom was God so kwaad, dat hy gesê het, ek is spyt, dat ek die mens gemaak het? Die rede is daarvoor een woord, 'n sonde. Maar deur die kruis, het Jesus die toring op hom gevat. Halleluja. So in vers 9 is daar 2 gevolge wat ek en jy kan vat vir ons. Ek praat met kennis van die Here vanoggend, omdat Jesus het vir ons gedoen het. Die eerste is, ek kan my geregtigheid vat, en ek hoef nie te vrees vir die toring van God meer nie. Is almal by my? Okay, nou kom ons kyk gou na die 2, ek gaan nie lank wees nie. Ons moet nagmaal bedien vanoggend. Kom ons kyk gou vinnig. Kom ons kyk gou na die woord regverdig. Nou ek het al baie oor die woord regverdig gepreek. Jy weet, President John is ook baie lief vir hierdie onderwerp, dis ons favorite onderwerp, maar ek wil net vinnig 'n paar dinge sê. Nommer 1, die woord regverdig in Engels is die woord justify. Maar in die Grieks beteken dit, en ek het hierdie goede by duim uitgesuig nie, jy kan dit nou gaan naslaan. In Grieks beteken without sin. Without sin. Blameless. Innocent. Onskuldig. En die vraag maar, pastoor, hoe kan dit wees? Hoe kan dit wees dat deur die dood van Jesus aan die kruis, toe sy bloed vloei, nou kom God en hy maak 'n verklaring oor my. Nou, onthou die woord verklaring, want ek gaan dit vir u lees. Maak hy 'n verklaring oor my, as ek hom aangeneem het, sy kind, en sê, hoor nie Dani van 'n Westhuizen, wanneer ek na jou kyk, dan sien ek jou blameless. Wanneer ek na jou kyk, dan sien ek jou without sin. As ek na jou kyk, maar rit sien ek jou sonder sonde. Is nie amazing nie? Nou, die een van daai goed kan ek doen. Luister mooi. As ek nie die volgende gebeur met my nie, as ek nie die revelation het, dat God kyk na my deur die oë van sy seun Jesus Christus. You will never understand that. As jy nie daai begrip het, as jy nooit regverdigheid verstaan nie. Jy moet die prentjie sien, dat God na my kyk, dan sien hy nie Dani van 'n Westhuizen nie, want Dani van 'n Westhuizen is nie without sin nie. Dani van 'n Westhuizen is nie blameless nie. Hy is ook innocent nie. Maar hier is die verskil. Dani van 'n Westhuizen, sit jou eie naam aan, ek noem maar my eie naam, is bedek en omring en verborge in Christus Jesus. Kom aan, gee die Here prys, man. Rabakashatarabanda. En waar kry jy dit, pastoor? Waar kry jy dit? Welkom, ek gee vir eers 'n Nuwe Testament se skrif, dan 'n Ou Testament skrif. Kom maar, ek het soos gaan studie, nou is ons gaan studie maak. Kolossense 3 vers 3. Want julle, hy praat van ons, nee, van die wedergebore kinders van die Here, het gesterwe. Wanneer het ons gesterwe? Hy gaan nou vir ons sê. Maar julle lewe nou, en julle is saam met Christus. So ek het gesterwe saam met Christus, en nou lewe ek saam met Christus. Kom ons lees dit weer. Want julle het gesterwe, en nou lewe julle. Julle lewe is nou saam met Christus. Hier kom dit. Verborge in God. Dit beteken, hier's God. Hier's Jesus. Waar's my lewe? Kom ons kry iets kleins. Waar's my lewe? Kom ons vat hierdie ding. Waar's my lewe? My lewe is verborge in hom. Daarom sê ek dit jou in die holte van my hand. So wanneer God na my kyk, dan sien hy nie Dani van 'n Westhuizen nie. Hy sien dit wat my omring. Is dit amazing nie? Hy sien my, hy sien die ding wat my omring. Okay, ek het verlede Sondag hierdie skrif gepreek, Psalm 3 vers 3, TPT, let op met nog meer, dis al reeds in die Ou Testament praat hy daarvan. Hy sê, but in the depths of my heart, I truly know that you, Jehovah, have become my shield. Kyk nou, you take me and surround me with yourself. Come on, kerk, hallelujah.
So hy sê eenvoudig, hier is Jesus, hier is ek en jy, so hy surround us with himself. En nou kyk God na my en hy sien, kyk Jesus. Hy kyk na my en sien Jesus. Want hy surround my met homself. Ek is verborgen in hom. So hy sien my, sien hy sy seun blameless. Hy kyk na my en hy sien sy seun faultless. Hy kyk na my en hy sien sy seun innocent. Hallelujah. Glory to God. So I am surrounded by Jesus himself. Hallelujah. Ek is surrounded by the blood of the Lamb. Ek praat met gelowige mense vanoggend. So ek wil hê jy moet hoor. Praat met sommer, praat met gelowige mense. So ek is surrounded by hom. So, en die geestelike mense wat na God te my kyk, sien my justified, without sin, blameless. Hy sien my innocent. Nie omdat ek enigiets doen nie, maar omdat ek toegevou is in sy liefde. So ek het vir julle net ook gesê, wat sê Romeine 5 vers 9, maar ek wil dit die TBT lees, dat jy dit sien as net die bloed van die Here wat dit kan doen. Hy sê, for through the blood of Jesus, nie die priester nie, nie die pope nie my goeie werke nie, but through the blood of Jesus, we have heard the powerful declaration. So wie het hierdie powerful declaration verklaar oor ons? Jesus Christus. So what is hierdie powerful declaration? You are now righteous in my sight. Hallelujah. Pastor Gary, kan jy glo dat hy dit verklaar oor my? Hy sê vir my, hy sê vir jou CJ, hy sê vir jou Willie, hy sê vir jou, hallelujah, hy sê dit, hy declare it, you are now righteous in my sight. Die oomblik toe Jesus uitgeroep het, dit is volbring. Die oomblik toe die bloed geval het op die mercy seat, toe declare hy, you are righteous, hallelujah. You are righteous, he declares it. Dit is die eerste ding van vers 9. So sê vir jou, ek is regverdig. Dis my posisie in Christus. Die tweede ding wat hy sê, en ek weet ek skud 'n bietjie 'n paar mense vanoggend uit jou tradisie uit, maar dis alright. Ek preek die woord. Ek het skrif vir alles. Die tweede ding wat vers 9 sê, is dat die Here red my van sy toorn. Alles in vers 9, twee dinge wat aan die kruis gebeur het. So die Here red my van sy toorn. Vers 9, deur hom word ons gered van sy toorn. Die TPT sê, lees dit saam met my bord, and because of the sacrifice of Jesus. Dis die enigste rede. Want daar was 'n offerlam, kan ek amen kry. Daar was 'n kruis. Daar was 'n houtkruis. En daar was iemand op daai kruis, en sy naam was Jesus, en hy het my sonde op hom geneem. Sê 2 Korintiërs 5 vers 21, sodat ek die geregtigheid kan word, maar hy het dit my sonde op hom geneem. Hy het ook die toorn op hom geneem. Die vertaling sê, and because of the sacrifice of Jesus, you will never experience the wrath of God. You will never experience. Hy praat nie van die groot verdrukking in die mense, hy praat van die roede van God. Want ek wil hê jy moet hoor, net so goeie nuus is die boodskap van die kruis vir ons wat gered is. Net so slegte nuus is hierdie boodskap vir die ou wat ongehoorsaam is. Moenie vandag dink om die genade van die Here daar is, dat die oordeel van God het verdwyn nie. Nee, die oordeel van God is nog steeds daar. Die enigste verskil is, die oordeel van God is daar vir sondaars. En nie wat in die kerk sit vanoggend, en jy ken nie die Here nie, ek wil jy moet weet, jy gaan voor God staan, en jy gaan veroordeel word, en jy gaan brand in die hel, as jy nie jou bekeer voor God nie. That's the message. Jy moet het besef. Genade is vir die kerk. Oordeel is vir die sondaars. You will be judged. Ek wil jy moet hoor, sondaar.
Jy wat hier die Here ken, jy gaan geoordeel word. Jy wat by die Here speel, jy gaan geoordeel word. Jy wat dink om die Here te dien is 'n grappie, jy gaan veroordeel word. Maar as jy Jesus Christus aangeneem het, is daar geen toring meer van God op jou lewe nie. Kan ek 'n amen kry? Geen toring nie. En daai woord toring beteken wrath of God. Dit beteken punishment. In ons taal beteken dit straf. Straf. Anger, sê die oorspronklike taal. Ek lees vir julle wat die Griek sê. Vengeance. Wraak. Hy sê, luister, ek wil julle moet weet, as gevolg van die sacrifice van Jesus, will you never experience the wrath of God, the punishments of God, the anger of God, the vengeance of God. You will never experience it anymore. Because, nie omdat jy goed is, because of the sacrifice of Jesus Christ. Kan ek 'n amen kry? Okay, nou kom ons na die belangrike ding toe. En dis hoekom ek miskien sê, hoekom praat ek so hard op het? Ek praat hard op het, want ek wil 'n punt vir die maak. Dat as gelowige nou, luister mooi, is ek nie meer onder die wraak of die straf van God nie. Die sondaar aan hierdie kant wat sy hart verhard, hy gaan nog geoordeel word, hy het nog steeds die roede van God op hom, as hy nie ombekeer nie, kan ek amen kry. Maar ek praat met gelowiges. Maar nou kan as jy vra vir my, hoekom is ons dan vry van die straf, pastoor? Wel, die Ou Testament het dit al reeds geprofeteer. Die Here het al reeds in Jesaja geopenbaar. Ons het net gesien, kom ons kyk na die vorige vers, dat die eerste rede hoekom ons nie is because of the sacrifice of Jesus. Maar kom ek gaan weer terugvat na die Ou Testament toe. En dan sien jy dat juis in die Ou Testament die Here het al klaar ons geprofeteer deur die profeet Jesaja. Jesaja hoofstuk 5, ons almal ken dit. Dis een van die Pinksterkerk skrifte, dus ken hierdie, kom ons lees dit stadig. Maar hy, dis Jesus, is ter wille, hier kom het, luister maar, in ons plek. Dit gaan ons volgende Woensdag die 8ste doen. Jy sien, jy moet verstaan, dat daar was 'n substitutional death of Christ. En dit gaan ons volgende week in Woensdag behandel. So Christus het in my plek iets gedoen. Dit was ek gewees wat aan die kruis moes hang. Dit was ek gewees wat die roede van God moes ervaar het en die straf van God moes ervaar het. Maar hy het in my plek, die tweede woord wat ek wil neerskryf, is hy het my verteenwoordig. Dit gaan ons ook volgende Woensdag behandel. So daar twee dinge wat God gedoen het. He was my representative and he was my substitute. Amen. Kijk, kom ons gaan verder. Ek kom nie verder nie. Maar hy is ter wille in ons plek. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Okay, hoekom? Ter wille van ons ongeregtighede, ons sonde, is hy verbrysel. Hier kom die volgende skrif. Die straf. Sonde moet gestraf word. Wil jy moet hoor? Ek praat nie van gelowiges, ek praat van sonde moet gestraf word. Dit was in die wet van Moses. Volgende week op Woensdag gaan ek weer praat, hoekom was die wet van Moses daar? Hoekom was die wet van Moses daar? Wel, die wet van Moses was juist ons probleem. Want hy het straf op ons lewe gebring. God moet sonde straf. Maar toe moes hy iemand kom wat in my plek my verteenwoordiger is. My substitute is. Wat sê, hoor, jy hoef nie gestraf te word nie. Ek sal die straf vat. Dis wanneer hy liefdevolle sussie of boetie vir jou kom en sê, pa, moenie vir sussie slaan, die slaan my. As min van hulle maar as ek is. Kan ek 'n amen kry? So hy is verbrysel vir my ongeregtighede. Ek, die straf wat vir ons vrede aanbring, was op Jesus. Halleluja. So hier kom die volgende stelling. Jesus het nie net ons sonde aan die kruis gedra nie. Kyk na my voor die verder gaan. Dis die eerste een, ons
Hoekom het Jesus my sonde gedra? Wel, sodat vers 9 se eerste belofte in vervulling kan kom, sodat ek die geregtigheid van God kan word, volgens 2 Korintiërs 5 vers 27. Maar die tweede rede hoekom hy nie net my sonde kon dra nie, sonde moet gestraf word. So hy moes dan ook hy moes ook my straf dra. Ek sê hy moes ook my straf dra. Van sonde moet gestraf word. Ek gaan die volgende week wys in die Bybel. Dis die volgende week se boodskap wat ek nou preek. Sonde moet gestraf word. Ek praat nou as jy ongered is. Sonde moet gestraf word volgens die wet van Moses. Maar nou kom Jesus sê, luister hierso, ek gaan in julle plek nie net julle sonde op my neem nie, maar ek gaan ook daai straf wat julle eintlik moes kry, gaan ek op my neem. Is dit amazing nie? Sonde en straf het hy op hom geneem. So ek skryf neer iewers daar. Jesus het ons straf op hom geneem. Of kom ek wil dit so sê, Jesus was gestraf as gevolg van ons. Maar die tweede ding, Jesus het nie die straf op hom geneem, maar Jesus het ook die wraak, die woede, die roede van God op hom geneem. Kan ek 'n amen kry? En nou kom die Bybel en hy sê, geen mens kan 2 keer gestraf word vir dieselfde daad nie. Kom op kerk, halleluja! So omdat Jesus gestraf was, het ek en jy nie meer die straf op ons nie. Omdat Jesus die toorn van God op hom gemaak het, gedraai, lewe ek en jy nie meer op die toorn van God nie, maar vir ons is God liefde, genade, barmhartigheid, groot van goedertierenheid. Hoekom? Want hy die straf op hom gevat, en hy die roede op hom gevat, en hy die sonde op hom gevat. Kan ek 'n amen kry? Okay, kan ek nog so 5 minute aangaan? So ons sien nou in 2 skrifte, in Romeine 5, en net in 2 verse sien ons, God het sy liefde aan ons bewys, deur vir ons te sterwe. Deur hy liefde wat hy gewys aan die kruis, verklaar hy my nou geregverdig, omdat ek verborge is in hom, en deur sy kosbare bloed. Kan ek 'n amen kry? Die vers 9 wys ook vir my, dat ek het nie meer nodig om die roede, ek hoef nie meer gestraf te word nie, want Jesus was klaar my plek gestraf. Is daar gevolge van sonde? Natuurlik. Natuurlik, gaan ry vandag, Orde 2060 gebied, dan sien jy daar's gevolge van sonde. Ek praat nie van sonde, ek praat van die straf. Van die soveel tradisie wat mense, my kar het vanoggend gebreek, die Here straf my seker. My kind is siek, die Here straf my. My man het kanker, die Here is besig om ons te straf. Man, dit is 'n leuen uit die put van die hel. Jesus het klaar jou straf gedra. Hy het klaar jou straf gedra. Moenie van God, hierdie aardige God, doen wat sê hy doen, dat slegte dinge. Die Bybel sê, Jakobus 1 vers 17, hy sê, elke goeie gif en elke volmaakte gawe kom van my Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkeer is nie. Okay. So het my gered ook van die toorn. Maar nou kom vers 10, net 2 verse vanaf. Vers 10 sê, nog van my wonderlike ding wat aan die kruis gebeur het. Luister op die bord. Hy sê, wat as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is. Dis die derde ding wat aan die kruis gebeur het. Hy het my sonde op hom geneem, hy het die straf op hom geneem, en nou kom die Bybel en sê, die derde ding wat gebeur het deur die kruis, hy het my versoen, want ek was vyandskap met God. Ek wil jy moet hoor, kyk na my, sonde is altyd vyandskap teen God. Volgende woensdag oor praat. Okay, so hoe is ek versoen? Wel, kyk die antwoord op die bord, kyk dis hoe jy die Bybel lees, hy sê, want as ons terwyl ons nog vyande was, dan wil sondaar was, met God versoen is hoe? Deur die dood van sy seun, deur die kruis, deur die kruis. Deur sy seun se dood het God gekom, Jesus gekom, en hy het my versoen met God.
2 Korintiërs 5 vers 19, die skrif wat ek net behandel het, luister mooi, naamlik dat God in Christus Jesus, die oomblik as jy lees in Christus Jesus, praat van die kruis, hy sê die kruisdaad, hy sê die kruisdaad deur Christus, is hy die wêreld met homself versoen. Hoe het hy het gedoen? Deur hulle misdade nie toe te reken. Hoekom het hy misdade toegereken nie? Want ek en jy was verborge. Dis hoekom ons, die Here, kyk mooi na my. Ek preek net met die goed wat ek woensdae aan gaan maak. Jesus sien nie sonde oor nie. Jesus gee nie 'n oognik vir sonde sê is alright nie. Hy haat sonde. Die enigste rede hoekom ek en jy lewe en God ons lankal dood gestraf het, is omdat ek en jy verborge is in Jesus. Nie omdat hy sy kop draai vir jou sonde nie. Nie omdat hy tevrede is as ons foute maak nie. Elke keer wat hy kyk en sien hy Jesus, dis maar. Dan sien hy Jesus. Dan sien hy Jesus. Hy sê, wat homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken. Hoekom nie? Want hy sien Jesus. En aan die woord van versoening, hier kom het weer, het hy nou in my en jou toe vertrou. Hy sê, luister, dis wat ek wil julle moet doen. Gaan die wêreld in verkondig, dat Jesus hulle lief het, dat Jesus vir hulle gesterf het, dat Jesus hulle sonde op hom geneem het, dat Jesus hulle straf gedra het, dat Jesus hulle wil versoen. Gaan vertel dit vir die wêreld, dat hulle my kan aanneem. Gaan en vertel die goeie nuus aan die wêreld. Maar hier kom ek nou die vraag. Hier kom die vraag. Wie is die skuldige? God of die mens? Ek praat van Adam en Eva. Wie het gesondig, God of die mens? Kom en praat met my. Kom en sê daar, wie het gesondig, God of mens? Kom en hart op, wie het gesondig? Ek wie is die skuldige? Kom en wie is die skuldige? Die mens! So hier kom het. As die mens dan die skuldige is, dan moet die mens met God gaan versoen. God het nooit 'n fout gemaak nie. God het nooit iets verkeerd gedoen nie. Is hy by my? Luister mooi. Het God gesondig? En Johannes sê, there's not even a trace of darkness in God. So wie was die skuldige? Die mens. So wat moet die mens doen? Wel, die mens moet gaan en hy moet gaan by God versoen. Die prys is klaar betaal, maar die mens moet gaan om by God versoen. Dis waaroor die evangelie gaan. Om soveel mense buitekant te kry wat sondaars is, om hulle te bring om te sê, luister, hierdie God wat ons dien is 'n goeie God. Hy het vir jou gesterf, hy maak jou blymoes as jy hom aanneem. Hy maak jou foutloos as jy hom aanneem. Hy het jou straf gedra, maar jy moes eintlik hel toe gaan, maar hy het jou straf gedra en nou wil hy jou versoen. Al wat jy moet doen is kom na hom toe. Gee die eerste tree. Kom na hom toe. Hy het nooit gefouteer nie. Ek het gefout. Okay, Here, nou repent ek. Ek is jammer, ek het gesondig. En ek wil U aanneem as my saligmaker en my verlosser. Daarom ken ons 'n skrif soos Jesaja 1 vers 18 wat sê, kyk op die bord, kom nou, kyk hier die uitnodiging, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaken, ek sal dit witter as sneeu maak. Al was dit so rooi soos bloed, ek sal dit maak witter as wol. Kom jy net, jy is die skuldige, kom maak die saak uit. En hy sê, as jy dan gewillig is, kyk hierso, ek is hier, ek het nie gefouteer nie, jy het gefouteer, so kom net. En as jy gewillig is en jy luister mooi, sal ek jou ook die goeie van die lande laat sien. Ek sê ook die ewige lewe gee. Wat is die probleem in die wêreld? Hulle is nie gewillig om te luister nie. Kan ek 'n amen kry? Wat is die verskil tussen die wêreld en jy as kind van die Here? Jy het geluister! En jy het geloof gehad dat Jesus die prys vir jou betaal het. Kan ek 'n amen kry? So daarom sê Romeine 5 vers 11 vir ons, en dis die 11de vers. Nou sê ek die laaste vers, die 11de, ek sê dit mee af. Die 11de vers. En al hierdie dinge, die dinge wat jy geregverdig is, kyk na my, die dinge wat jy nie meer die straf hoef te dra nie, die dinge wat jy versoen is met God, al daai dinge, en al hierdie dinge, is, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook
in God. So ek kan geen krediet kry daarvoor nie. Luister wat ek sê. Jy kan nie krediet vat daarvoor nie. Al krediet wat jy kan vat vandag, en dis maar net die genade van die Here, is nie eers krediet nie, is dat jy gewillig was om te luister, het gekom. En jy het repent, en jy het Jesus aangeneem. En toe kom hy dat jou versoen, en hy het jou skuld weggevat, en hy het jou sy kind gemaak. En hy het die roede van jou weggeneem. So nou kan Paulus sê, hoor hierso, al hierdie dinge, kan jy nie roem op, dat dit is, jy kan alleenlik roem in God. Hoe roem jy in God? Wel, jy moet roem, want jy kan roem in God, want dit is deur Jesus Christus, dit is deur die kruis. Nie aan jouself nie. Deur wie ons nou hierdie wonderlike versoening verkry het. Kan jy amen kry? Luister mooi. Die mens, luister mooi, ek wil mooi in Afrikaans probeer sê, kan nie roem in enigiets nie, behalwe aan die kruis van Jesus Christus. Daarom kan ek geen mens oordeel nie. Daarom kan ek nooit neerkyk op mense nie. Kom aan. Mense, ek wil vir u so sê, ek het vir jare, en ek het verlede week met twee van ons jong getroudes in ons gemeente, so 2 ure met die woord spandeer, wonderlike tyd gehad saam met hulle, en toe praat ons oor hierdie onderwerp. Ek kan vandag eerlik sê, in my lewe vir die meeste tyd in my geestelike lewe, was ek verskriklik geestelik hoogmoedig. Want ek het altyd neergekyk, as 'n ou fout het, ek gedink hy is nie gered nie. As 'n ou net links 'n tree fout gee, het gedink hy speel met die Here. Ek het dit self vir my vrou toegepas, toe ons pas getroud was. Want die binne my was geestelike hoogmoed, pride. Totdat ek die revelation gekry het. Ek is niks. Totdat ek die revelation gekry het, ek kan net roem in Jesus. Totdat ek die revelation gekry het, Dani van 'n Westhuizen, jy maak meer foute as enigeen van hulle baie keer. Kan ek amen kry? Kom aan. So die mens kan in homself nie roem nie. Die mens kan nie roem in die werke wat hy gedoen het, om hierdie wonderlike seëninge te ontvang. Dat ek die geregtigheid van God is, dat ek die straf nie hoef te dra nie, dat ek versoen is met God. Ek kan net roem alleenlik in dit wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het. Dis die enigste roem wat ek het. Dis die enigste roem wat ek het. Daarom kom Titus, en Titus sê die volgende, ek wil dit vir u lees, dis op die bord, is die laaste skrif, ek is klaar. Titus hoofstuk 3 vers 4. Maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser, en sy liefde tot ons as mens verkry is. Nie, hoe het verkry? Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ek gedoen het nie, want as niks wat my regverdig maak nie, behalwe Jesus. So ek kan nie roem op die geregtigheid wat ek gedoen het nie, maar ek kan roem na sy barmhartigheid wat hy ons gered het deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het. Hoe? Hy het dit ryklik uitgestort op ons. Hoe? Deur Jesus Christus, deur die kruisdood, deur die kruisdaad, het hy hierdie wonderlike goed aan my uitgestort. Hoekom? Sodat ons geregverdig word. Hoe? Deur sy genade. Nie iets wat ek doen nie. Al wat ek gedoen het, ek was gewillig om te luister. En ek het gekom, dank God daarvoor. En toe kom aanneem. Toe gee hy vir my, luister wat staan daar, sodat ons regverdig is deur sy genade, ons erfgename kan word. Nou is ek 'n erfgenaam van wat? Ek is die geregtigheid van God. Ek is 'n erfgenaam, wat is dit? Wel, ek het nie meer die straf van God op my lewe nie. Ek is 'n erfgenaam van wat? Ek is nou versoen met God. Ek is 'n erfgenaam van wat? Ek is verborge in Christus Jesus. Ek het niks om hoogmoedig te wees, prideful te wees nie, want al wat ek is maar verborge in Christus Jesus. Kom ons staan op ons voete, praise God.